Wonderlik sou dit nie gewees het as hierdie verhoog so vol was soos pastoor Clemens Mann se orkes nie, dat ons 'n lewendige orkes hier kon hê, soos wat dit eens op 'n tyd was, maar die woord sê, elke knie sal buig en elke tong sal bely. So laat dit ons verwagting wees, dat hierdie verhoog weer so vol van lewendige musiek sal wees. Maar prys die Here, dat ons op hierdie manier ook lof tot hom kan bring, eer sy naam. Die tema vanoggend is die Here voorsien. Skrifgedeelte, Genesis 22, vers 1 tot 14. Abraham het vir Isak offer. 'n Ruk na die vorige gebeurtenis het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun Isak, wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daarop een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir 'n brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daar aanbid. Dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle twee so saamloop, sê Isak vir sy pa, Pa, en Abraham antwoord, ja my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom. Abraham, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van die seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Tot sover. Om gehoorsaam aan God te wees, is seker een van die grootste offerhandes, indien nie die grootste offerhande, wat ons aan God kan bring nie. En dit word duidelik geïllustreer in hierdie verhaal rondom Abraham se gehoorsaamheid aan God. Hy het God so vertrou, dat hy geweet het, dat God sal voorsien. Prys die naam van ons groot en dierbare Vader, dat ons deesdae nie nodig het om enige lewende wese aan God te offer nie. Want Jesus het reeds die prys betaal. Hy het vir ons gesterf aan die kruis op Golgotha. Gelukkig is ek nie die gereelde pastoor of prediker van hierdie gemeente nie. En dit bring my uit by die volgende punt, naamlik ook 'n belangrike opdrag. Om jou offerhande in die vorm van jou tiende na die skatkis te bring. In Maleagi 3 vers 10 staan geskrywe, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sê weer, ek sien ek het weer hier gesê, dankie, ek is nie in die onbenydenswaardige posisie, dat ek die gereelde prediker van hierdie gemeente is nie. Want ongelukkig is die houding van sommige lidmate altyd, of nie altyd nie, ek plaas niemand om onder my oordeel nie, maar miskien het ek op 'n tyd al self so gesê. Hulle soek alweer geld.
Ja, dit staan net in die Ou Testament geskrywe. Ek herinner u aan Lukas 20 vers 25. Toe sê hy vir hulle, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en betaal aan God wat God toekom. Dierbare, dalk het jy nog nooit daaraan gedink, om jou volle 10de na die skatkis te bring nie, soos dit by my ook die gewoonte was. Ek wil aan u illustreer, hoe mens dit prakties moontlik kan maak, om jou 10de na die huis van die Here te bring, jou volle 10de. En ek is jammer om my en Marnay as voorbeeld te gebruik, maar ek is hier om die waarheid te praat, en nie om sprokies op te delf nie. Veronderstel, jou 10de moet R1000 'n maand wees. Begin deur jou 10de by te dra, sê maar byvoorbeeld met R100 of hoeveel jy kan bekostig. Die belangrike saak is, hou vol daarmee, ongeag wat die bedrag is. En dan mettertyd verhoog jy dit, soos dit op jou hart lê. Jaarliks, maar kom ek gee jy die versekering, sodra jy in die gewoonte gekom het, of in die gehoorsaamheid gekom het, om die 10de na die huis van die Here te bring, druk dit gedurig op jou hart, om dit te verhoog. Wat God voorsien tog. God voorsien daar die finansies waarmee u sit. Hoekom kan ons nie 'n 10de daarvan aan die Here teruggee nie? Wat sou u antwoord wees, indien daar in vandag se tyd van u gevra word, offer u ouer of u kind op, of bring u volle 10de na die skatkis toe? Ek is oortuig in my hart, dat ons almal eerder sou wou sê, ons bring graag ons volle 10de na die skatkis van die Here se huis toe, ter uitbreiding van sy werke, en ter voorsiening van sy werke. Hierdie is 'n persoonlike saak tussen u en God, maar ek herinner u daaraan, dat daar geskrywe staan, dat die Here 'n blymoedige gewer liefhet. U gesindheid moet dus reg wees, want ek herinner u aan Markus 12 vers 41 tot 44, waar die rykes vele ingegooi het. Maar die weduwee, maar koning Jesus het die weduwee, wat uit haar gebrek haar laaste ingegooi het, beskou het as die meeste. Hier wil ek graag klem lê op ons weduwees, met die naslaan van hierdie voorbereiding, navorsing. Die Here het daarom maar 'n baie spesiale plek vir ons weduwees en vir ons armes. Word 'n hele paar plekke in die Bybel opgegaan. Daarom moet julle weet, dit wat julle vandag ingegooi het, dit was genoeg. Prys die Here. Soos wat ek sê, dit is 'n persoonlike saak tussen u en die Here, maar ongelukkig het daar al 'n hele klompie jare gelede bedrog in die kerke ook vorendag gekom. Daarom as u die 10de in die gemeente in 'n koevertjie plaas, is die kerkraad veronderstel om 'n kwitansie aan u uit te reik, nie sodat u naam verheerlik kan word, maar juis om die bedrog te voorkom, behalwe in die geval waar 10des elektronies oorgeplaas word, waarvoor u al reeds die bewys het. Ek kan u sê, ek was so oor hierdie ding gewees, ek wou nie my naam op my 10des sit nie, totdat dit by my ingesink het, en totdat ek dit gesien het ook, dat daar bedrog by gemeentes plaasvind. So ongelukkig, net om daai rede, moet daar 'n kwitansie aan u uitgereik word. So met die pastoor ook, met die noue samewerking met die tesourier, 'n maandelikse verslag aan die kerkraad voorlê. En dan natuurlik ook stiptelik jaarliks 'n verslag aan die gemeente voorsien. Dan is daar mense ook wat hulle self vryskel van die 10de. Want sien, hulle gee 'n 10de van hulle tyd. 'n 10de van die tyd
aan, sê maar die kerkmark, of gaan besoek siekes in die hospitaal, of gaan besoek gevangenisse. Daar is 'n duidelike verskil tussen die 10de en wanneer jy iets teenoor jou, iets goeds vir jou medemens doen. Die een, wat jy vir jou medemens doen, is 'n liefdes- of 'n welsynstaak. Terwyl jou 10de daar is, om die werke in die huis van die Here te bevorder. Geliefde, ons moet ook sensitief vir die seëninge van God wees. Want staan daar nie geskryf, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek en Marnay het so maroon sitkamerstel gehad, en baie aande het ons diep godsdienst gehou en met die Heilige Gees verkeer op daai sitkamerstel. En wanneer jy so met die Heilige Gees verkeer, dan loop die trane vrylik oor jou wange. Dit is 'n heerlike gevoel. Hoe meer jy dit bevind, hoe nader my God, nader aan U. Onderwerp jouself aan God en hy sal jou verhoog. Maar so het dit gekom dat ons gekonfronteer word met 'n finansiële konfrontasie van 'n redelike bedrag. Ons het gebid tot God, ernstig gebid. Maar wat gebeur 'n maand later? Kom raak groot. Ons besluit om die saak weer aan te raak, soos wat jy al van baie preekstoele al seker gehoor het, die pakkie weg te vat by God, en maar weer self daarmee te handel. Ons raak die saak aan. Want sien, ons het ons nie gesien as geseëndes van God nie. Dit is baie belangrik. Sien jouself kind van God, as 'n geseënde van God, en wees bereid, ontvanklik. Hou op om van daardie mentaliteit te leef van ja, jy's 'n slaaf, jy moet net gee en jy moet net gee. Leer om uit God se hand uit te ontvang. Aan die einde van die dag het dit my vrou se hele bonus gekos, sowel as 'n bedrag om by haar werkgewer te leen. En ons sal ontdek, dis vir ons bevestig, het ons dit net so gekos by die Here, dan het dit ons absoluut niks gekos nie. Ja, ons het die geleentheid vir God ontneem om beproef te word. God sê dan, beproef my, en ek sal die vensters van die hemel vir julle oopmaak. So kan ek ook getuig van 'n ander emosionele, finansiële konfrontasie, wat 'n redelike bedrag weer eens betrokke was, en wat daar toe nou, en goedere ook betrokke was. As ek van 'n konfrontasie praat, dan praat ek nie van op daai stadium dat ek aan moeilikheid was, nou die volgende een nie. Maar ek wil weer eens illustreer die goedheid van God, hoe werk dit? Op baie maniere, en dit kom nie net aan geld voor nie. Mense is so geneig om van God net geld te verwag. Sy goedheid strek verder, baie verder, en baie heerliker as net geld. Ons was geseënd gewees om die Bybelskool te voltooi, ek en Marnay, en buiten die Bybelskool was dit een van die geseëndste tye in ons geestelike lewe, om lidmate van die lede aan Christus in 'n Randfontein te kon wees. So gebeur dit toe dat 'n pastoor sy nooienspreek lewer die oggend. Tydens sy preek kom hy reguit na my toe gestap. Onthou, hy ken my glad nie, sy eerste preek. Sy eerste keer dat hy my sien. Diegene wat die lede aan Christus ken, weet hulle is bekend vir hulle profesie. Maar hy kom reguit na my toe en hy sê, broer, God sê, moenie bekommerd wees oor goud en silwer nie.
dit is syne. Weet die gemeente, dit is so asof 'n berg van my skouers afval. Want ewe skielik is die vit uit my uitgeslaan, ek staan verbaas. En vir die eerste keer besef ek werklik waar, wat Paulus daardeur bedoel, dat deur Jesus Christus, wat my krag gee, is ek meer as 'n oorwinnaar. Die goud en silwer is God se. Dit hang af hoe jy daai omstandighede hanteer. Doen jy dit in die naam van die Here, of wil jy dit met eie krag, wil jy dit oorkom? Ek het die geleentheid gehad om so 7 jaar gelede hierdie gemeente by te woon. As 'n besoeker, die klein kinders is hierso en kinders is hierso. En dit was, hierdie kerk was stampvol gewees. Toe ek 3 jaar gelede hier kom, groot was die verbasing. Toe ek sien hoe klein die getalle geraak het. AGS gemeente daar was 'n bedrywige gemeente. En ek dink hier is daar maar lidmate wat dit kan bevestig. Was 'n warm gemeente gewees. Maar wat het dan kort geskied? Wat skiet kort dat ons nie hierdie getalle weer kan optel? Goed, ons kan redelik wees, of door alle waarskynlikheid kan ons mekaar sê, die ou COVID-19. Die COVID-19 het gemaak dat die getalle minder raak. En sodoende het van die mense, lidmate, miskien moontlik, ek weet nie, ek was nie hier nie, moontlik laks gehad, want hulle het nie nodig gehad om te kom tydens COVID-19. So daar het 'n absolute laksheid ontstaan. Weet jy, ek sit eendag op sosiale media van om kerk toe te gaan. Ek los het net daar, so dit gaan basies daaroor om die belangrikheid om kerk toe te gaan. Weet jy hoe is ek aangevul oor daardie stelling van my? Sommiges in die kerk selfs as uit die hel uit beskryf. Ek weet, ek was daar. So kan die ander kant van die muntstuk ook gesien word. Die pastoor en die kerkraad, hulle deel gebring, is hulle gelukkig met hoe sake verloop het. Gaan ons nog en gaan soek ons die verlore skaap, of sit ons ook maar net in 'n gemaksone? Het hier mense seer gekry in hierdie gemeente? Hierdie is nie 'n plek om mekaar seer te maak nie. Hierdie plek het nie een lidmaat wat sonder sondes is nie. Hierdie is die plek vir die siekes. Hierdie is die plek om vir mekaar te bid, nie mekaar te veroordeel nie. Want toe die skare die prostituut wou stenig, teken Jesus 'n prentjie op die grond. En hy sê, jy wat sonder sondes is, tel die eerste klip op. Wie is ek om te sê, 'n lidmaat mag nie na hierdie kerk toe kom nie, of 'n lidmaat mag nie hierdie verhoog deel nie, omdat hy in my oë gesondig. Pas op, broer en suster, dieselfde oordeel waarmee jy oordeel, sal jy mee veroordeel word. Wat die redes ook al mag wees, kom ons neem hande, bou mekaar op, neem hande tot eer en verheerliking van Jesus Christus se groot naam, en ter uitbreiding van sy koninkryk. Persoonlik weet ek nie wat die huidige finansiële status van ons kerk is nie, want ek dien nie op die kerkraad nie. Maar was ek nie bly toe ek moet kon verneem dat sus Antoinette 'n halfdag werk by die ACVV gekry het. My hart was bly gewees.
is werklik waar. So is my hart ook bly, toe ek verneem het, dat ons pastoor 'n tydelike werk gekry het. Gaan ons mekaar dit nie, dat die een of ander finansiëel geseën word nie. Ons moet dit vir mekaar gun. Ek weet van baie gemeentes waarby ek was, ook nie baie nie, ek was ook nie by so baie nie, maar ons sê ten minste 2 gemeentes, wat ek weet, wat die pastoor skouer aan die wiel, by ander maatskappye gesit het, en nog steeds verdien het. Daarom wil ek ook sê, dat hierdie goedheid en guns, wat ons pastoorspaar nou volg, dat hulle nie hulle pligte teenoor die kerk sal nalaat nie. En ek wil hier, ek verstaan, ons pastoor kan nie altyd preek nie, maar tog wil ek die geleentheid gebruik maak, om van hierdie beerdpreke, om op te dien. En laat ons as gemeente hulle bystaan, waar ons iets sien, wat nie reg is nie, of waar ons mense kan kry kerk toe. Onthou, ons is ambassadeurs vir God. Dis nie net die pastoorspaar nie, dis ons ook. Dis nie net die kerkraad nie, dis ons ook. Ons moet opstaan, die tyd is min. Wat as jy eendag, of ek, verantwoording moet doen? En God sê vir ons, jy kon daai sussie of boetie na my toe gelei het, maar jy het jou saak versaak. Bring ons volle 10de met die onwrikbare geloof van 'n Abraham na die huis van die Here, of is dit dalk net 'n formaliteit? Miskien voel ons dat ons nie die finansies het nie. Ek wil u herinner, dit is God wat die finansies voorsien. Ek wil afsluit deur net die volgende te beklemtoon. Of u nou in liefdadigheid verrig en of u die volle 10de na die huis van die Here bring. Moenie daaroor spog nie, want dan ontneem u God van die geleentheid om u te seën. 'n geseënde van God se linkerhand weet nie wat sy regterhand doen nie. Prys die Here. Amen en amen.